Kom ons duik vandag in een van die mees dramatiese tonele in die hele Bybel. Ons praat van 'n verseelde doekrol, 'n soektog deur die hele kosmos en 'n held wat niemand sien kom het nie. Kom ons verken saam die dieper betekenis van Openbaring hoofstuk 5. So, die toneel speel af in die hemelse troonkamer. En in die regterhand van die Almagtige self is daar hierdie geheimsinnige boekrol. Dis nie sommer die enige boekrol nie. Hierdie een hou die uiteindelike lot van die hele skepping in. Maar, en hier is die ding, hierdie boekrol, propvol van God se finale planne, skep dadelik 'n massiewe kosmiese probleem vir die hele heelal. Sien, dit was heeltemal toegeseël met 7 seels nogal. En wat dit beteken is dat alles daarin, God se plan vir oordeel en verlossing, heeltemal onbereikbaar was. Niemand kon dit oopmaak nie. Goed, kom ons begin met hierdie verseelde boekrol, die idee van God se plan wat weggesluit is. So wat presies, wonder jy dalk, verteenwoordig hierdie geheimsinnige boekrol? Kyk, ons moet nie hieraan dink as net 'n gewone boek nie. Glad nie. Dis veel meer. Dis die hele blou druk vir die volëinding van die geskiedenis. Dit gaan oor die finale oordeel oor die bose. En ja, die uiteindelike redding van die goeie. Dit bring ons by die volgende deel, 'n heelal wat in wanhoop verval. Want met God se plan wat so ontoeganklik is, begin hierdie desperate, universele soektog. En dan 'n magtige engelse stem wat deur die hele kosmos weerklink met hierdie een dringende vraag: wie is waardig genoeg om hierdie seels te breek? Wie kan die boekrol oopmaak? En die reaksie? 'n oorverdowende, eisige stilte. Absoluut niemand word gevind nie. Nie in die hemel nie op aarde nie eens onder die aarde nie, nêrens. Die hele skepping hou sy asem op. En Johannes, die ou wat hierdie hele visioen sien, hy breek net. Hy begin bitterlik huil, want hy snap die verskriklike implikasie. As niemand gevind word wat waardig is nie, dan bly God se plan vir verlossing onvervuld. Dan sal die bose nooit finaal oorwin word nie. Maar dan, net toe dit lyk of alles verlore is, kom ons by ons derde deel, die leeu en die lam. 'n held wat niemand sien kom het nie. 'n nuwe stem deurbreek daardie hartseer stilte. Dis 'n ouerling wat met die goeie nuus kom. Hy sê, daar is 'n oorwinnaar en hy beskryf hierdie oorwinnaar as die leeu uit die stam van Juda. Jy weet, daardie eeue-oue simbool van koninklike mag en oorwinnende krag. Okay, maar hier is waar die hele ding 'n ongelooflike draai maak. Dis die kern van hierdie hele hoofstuk. Johannes draai om. Hy verwag om hierdie magtige, brullende leeu te sien. En wat hy sien, is die absolute, presiese teenoorgestelde. So, dit bring ons by die eintlike vraag van hierdie hele gedeelte. Hoe op aarde kan 'n lam, een wat lyk asof hy geslag is, die ware oorwinnaar wees? Ja, hoe kan oorwinning ooit deur opoffering kom? Dis 'n vraag wat alles op sy kop keer, en die antwoord daarop is die sleutel tot hierdie hele boodskap. Wel, die hele interpretasie draai om die kontras tussen twee figure. Aan die een kant het jy die eerste Adam, die eerste mens, wie se een fout, sonde en dood in die wêreld ingebring het. En aan die ander kant, Jesus, wat hier gesien word as die tweede Adam, die een wat gekom het om presies daardie oermislukking reg te stel. So die lam se waardigheid, dit kom nie van brute krag of mag nie, glad nie. Dit kom van sy unieke reis. Dink daaroor, hy het as mens aarde toe gekom om ons te verteenwoordig. Hy het geslaag waar Adam misluk het, deur sonde en dood te oorwin. En uiteindelik, deur sy opoffering, het hy die bron van nuwe, ewige lewe geword. En so, as die enigste een in die hele skepping wat waardig gevind is, stap hierdie lam vorentoe. Hy neem die boekrol uit God se hand. En net daar is die keerpunt. Die plan kan nou uiteindelik begin ontvou. En hierdie een enkele aksie van die lam, dit ontketen 'n kettingreaksie. Wat ons bring by ons laaste deel, 'n nuwe lied vir die skepping, 'n reaksie wat deur die hele heelal weergaan. Skielik bars hierdie ongelooflike koor van lofprysing los. Dit begin klein, reg by die troon, met die wesens wat die naaste is. Maar dan sluit 'n massiewe koor van engele aan. Ons praat van miljoene der miljoene stemme. En van daar af versprei dit soos 'n golf, totdat letterlik elke skepsel in die hemel, op die aarde, selfs onder die see, deel word van hierdie lied.
En weet jy wat hulle sing? Dis 'n splinternuwe lied. Hoekom? Want iets heeltemal nuuts het gebeur. Hulle verklaar dat die lam, juis omdat hy geslag is, waardig is om al die mag, rykdom, wysheid en eer te ontvang. So, waarna kyk ons hier op die ou end? Dit alles kook af na hierdie een kragtige idee wat ons hele siening van mag omverwerp. Die boodskap is dat ware oorwinning, die grootste krag in die heelal, nie gevind word in oorheersing of dominansie nie. Nee, dit word gevind in selfopofferende liefde.